Baie welkom by ons wêreldwye uitsending op YouTube en Facebook van ons erediens hierdie Sondag. Ek is so bly jy het gekies om in te skakel hierop. Maak ook 'n punt daarvan om die diens te deel met mense wie jy dink dit van waarde kan wees. Nou vandag is dit ons diens, maar ook weer 'n nagmaal geleentheid en ek weet almal onthou nie of besef nie voor die tyd dat dit nagmaal gaan wees nie. So ek gaan voorstel dat as jy nie besef het is nagmaal nie, dat jy die pause knoppie druk, dan gaan ek net hier sit en wag totdat jy weer die play knoppie druk en dan is jy welkom om gou ietsie te gaan gereed kry vir nagmaal, natuurlik verkieslik brood, wyn, druiwesap, maar as dit is nie ook iets anders. Dit gaan oor die beginsel van om saam iets te eet en te drink in herdenking van Jesus se soendood vir ons. Ek sien die wat weg was is terug. Ek het intussen aangegaan met die wat nie pause gedruk het nie. Kom ons word saam stil voor die Here. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede. Dit kom van God ons Vader en van die Here, Jesus Christus, deur die kragtige werking van God, die Heilige Gees. Kom ons gebruik die geleentheid om saam te bid. Here onse God, word asseblief verheerlik deur ons gesindheid van aanbidding, ons gesindheid van afhanklikheid en ons gesindheid van dankbaarheid. Of dit nou Sondag hier in die erediens is, en of dit Sondag of op enige ander dag van die week is, waar hierdie opname ook al gekyk word. Word verheerlik daarin dat ons U erken as die enigste en lewende Here, ons koning en ons verlosser, Jesus Christus wat vir ons die soendood gesterf het, wat ons ook in die nagmaal gaan herdenk. Here, dan bid ons dat U ons sal lei in ons nadenke oor die woord, en partykeer werk ons met langer tekste, partykeer korter tekste, partykeer enkel tekste, maar in hoofsaak gaan dit oor die beginsel van dit wat U in die woord vir ons geleer het en nagelaat het deur getroue getuies. Saam met ons gebed vir leiding in die woord, dra ons elkeen wat na hierdie boodskap kyk en luister, aan U op, omdat U elke hart ken, al die gedagtes ken, al die vrae ken, al die hartseer ken, die spanning, maar ook die vreugdes en die opgewondenheid, die uitdagings en die geleenthede. En dat dit alles vir U saak maak, en dat ons vir U saak maak, dat ons vir U kosbaar is en dat U ons lief het. Seën ons nou in ons saamwees rondom die woord asseblief. Amen. Geliefdes, inleidend, ek was die afgelope 2,5 weke intens besig om te bid vir een van my vriende, wat ouer vriend as ek self, wat in 'n kritieke toestand in 'n intensiewe eenheid in die hospitaal in George gelê het. Hy is vanmiddag Vrydag oorlede. Ons dra sy familie en dierbares aan die Here op in hierdie tyd, en so ook elke ander persoon wat 'n verlies belewe. Maar steeds as deel van die inleiding wil ek vandag gesels oor en nadink oor gebed. Hierdie situasie met my gebede vir my vriend en sy familie het my opnuut bewus gemaak van 'n hele paar verskillende aspekte van gebed. En vandag wil ek graag 'n bietjie stil staan by enkele aspekte van gebed. Terwyl ek die voorbereiding gedoen het, het ek weer besef daar is soveel verskillende aspekte van gebed, maar vandag slegs stil staan by enkele aspekte van gebed en dit graag met u deel.
In ons eerste hoofpunt, ek het in hierdie 2,5 weke weer opnuut baie bewus daarvan geraak dat gebede nie ruimtelik beperk is nie. Met ander woorde nie beperk is tot tyd of plek nie, maar veral in my eerste punt nie beperk is tot plek nie. Ek weet wanneer ons vir iemand in nood wil bid, wil ons instinktief graag daar gaan bid waar hulle is. Ons wil graag fisies by hulle wees. Ons wil kan, as dit kan, hulle hand vashou, terwyl ons vir hulle bid, of op een of ander manier hulle skouer of iets in 'n hospitaalbed met baie pype en monitors en so aan, ten minste net so aan 'n skouer of so raak. Nou ja, as dit fisies moontlik is dit altyd eerste prys en die ideaal. Maar dit is nie altyd moontlik nie. En dit is nie nodig nie. Ons kan bid waar ons is. Ons kan hier bid waar ons is, ongeag waar die krisis afspeel. Onthou dit asseblief ook ten opsigte van vriende en familie wat oorsee is, wat nie noodwendig in 'n krisis verkeer nie, maar vir wie ons bid, en onthou dat daar geen probleem is met die afstand waaroor ons bid nie. Ag, binne ons verwysingsraamwerk, jy weet, is Nelspruit naby. Kaapstad is 'n bietjie verder. Engeland is nog 'n bietjie verder en Australië is sommer baie ver in Nieu-Seeland. Maar dis totaal irrelevant wanneer dit kom by gebed. En dan moet ek net vinnig meld, natuurlik kan die tegnologie ons ook help. Jy weet, ons kan met 'n WhatsApp call bid, ons kan baie keer oor Zoom bid en so meer. Dit sekere voordele, niks te doen met die effektiwiteit van die gebed nie, maar dit het waarde. In die geval van my vriend, wat in George in die intensiewe eenheid was, het die familie die telefoon by sy oor gehou en kon ek, alhoewel hy op 'n ventilator was, vir hom bid van net hier waar ek is. En nou ja, ek wil net weer uit Psalm 139 lees oor God se teenwoordigheid oral. Nou natuurlik is 'n gedig, dis 'n psalm, ons moet dit nou nie dogmaties interpreteer nie, maar 'n pragtige geloofsvertroue wat hier uitgespreek word oor die teenwoordigheid van God. Kom ek lees vers 7 tot 12. Waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. Gebed is nie ruimtelik beperk nie. Dan ons tweede hoofpunt in die tweede aspek van gebed wat ek wil aanraak. Gebed word ook nie beperk deur tyd nie. Soms bid ons op wat ons sal noem gewone tye, wat 'n gewone tyd ook al vir jou is, miskien in die oggend, miskien in die middag, miskien in die aand. Maar soms bid mens in die middel van die nag as jy sukkel om te slaap. Soms bid mens in die vroeë oggendure as jy opstaan om badkamer toe te gaan en hierdie persoon wat in nood is, kom in jou gedagtes op en het jy net weer 'n geleentheid om kortliks met God te praat oor die situasie en oor die persoon. Nou dit het my verder en dieper laat dink. Hierdie kwessie dat ek tydig en ontydig gebruik gemaak het van die voorreg om te kan bid sonder dat dit aan tyd gekoppel is. Dit lei my toe, my gedagtes toe, na 'n volgende aspek toe. En ek wil dit 'n aparte hoofpunt maak. My derde hoofpunt,
die volgende aspek van gebed. En ek gaan dit sommer noem, en dis 'n Engelse term, maar dit sê net lekker maklik, en mense onthou dit lekker maklik. So ek wil dit noem, predated gebede. Predated gebede. Kom ek noem enkele voorbeelde. Ons bid vir geliefdes, maar veral vir ons kinders en kleinkinders, en ek wil hulle nou maar as 'n voorbeeld gebruik, wetende dat dit baie weier gaan as ons kinders en kleinkinders. Ons het al vir ons kinders en kleinkinders, en ek is seker jy ook, gebid voor hulle geboorte, terwyl hulle besig is om te ontwikkel in die baarmoeder. Deesdae word kinders en kleinkinders vir ons 'n groter realiteit as gevolg van die geweldige gevorderde tegnologie met die skanderings wat gedoen word. En ons kry daai foto's, of ons kry selfs klein videoetjies waar die kind beweeg binne in die baarmoeder. En dit maak hulle vir ons 'n groter realiteit. En dan bid ons vir hulle, voor hulle geboorte, herhaal ek. Dan bid ons vir hulle as hulle klein is, elke dag vir hulle lewens en hulle bewaring. Ons bid vir hulle op skool en al die uitdagings wat skool daarmee meebring. Maar ons bid ook vir hulle vir dinge wat baie, baie ver in die toekoms lê. Ons bid vir hulle, en dis een van my gebede, dat hulle in die regte studierigting sal gaan en dat hulle uiteindelik die regte beroep sal volg en hulle daarin sal uitleef en hulle Godgegewe roeping in daai beroep sal uitleef. 'n Mens se studierigting en jou beroep is een van die mees belangrike aspekte in jou lewe en is een van die aspekte wat die grootste impak sal hê op jou lewe in totaliteit. So ons bid vir ons kinders en kleinkinders se studierigtings en beroepe. Daar's 'n derde aspek wat baie mense baie lank vooruit voorbid, en ek dink dis goed. Ons bid vir hulle vir 'n geskikte lewensmaat. As mense nou wil sê iemand se beroep en studierigting is belangrik, hoeveel te meer is iemand se geskikte huweliksmaat nie belangrik nie. En dis wonderlik om ook daarvoor te kan bid, jare en jare en jare, voordat hulle by die punt kom van 'n vaste verhouding wat kan ontwikkel en op 'n huwelik kan uitloop. So ek noem dit predated gebede. 18 jaar vooruit, 20 jaar vooruit, 30 jaar vooruit. Ek wil 'n baie belangrike aspek noem vir my. Ons mag dalk teen die tyd dat hierdie dinge moet gebeur, hulle studierigting, hulle beroep, hulle huweliksmaat, mag ons dalk nie eers meer fisies hier op aarde wees en hier lewe nie. Maar ons bid vir hierdie dinge, want ons gebede word deur God gehoor en glo ek is by hom aangeteken. Predated gebede is 'n realiteit. Maar maak 'n punt daarvan om ook vir jou kinders en kleinkinders te vertel dat jy vir hulle bid en dat jy vir hierdie spesifieke aspekte bid. Ek dink dit is belangrik dat hulle dit sal weet. Ons vierde hoofpunt. Maar in hierdie nadenke van my oor gebed en my besinning oor gebed, neem my gedagtes toe nou behoorlik die loop ten opsigte van gebede en tyd. En ek vra myself die vraag af, ek het nou gepraat van predated gebede, wat van post-dated gebede? Is daar so iets, kan daar so iets wees? Nou wat sou 'n post-dated gebed wees? Kan ons bid vir iets wat reeds gebeur het, of wat reeds verby is, of wat reeds klaar afgeloop het? Of is daar, wanneer dit kom by gebed, iets soos, met feitelik alles, 'n sperdatum, 'n sluitingsdatum, 'n vervaldatum, 'n spesifieke afsnypunt? Maak dit sin om te bid vir iets
waarvoor ek nog nie gebid het nie, nadat dit gebeur het. En dis my beskrywing van 'n post-dated gebed. Ek wil begin met 'n uiters praktiese voorbeeld en dan so enkele voorbeelde daarbey aanhak. Soms ry ons kinders van Nelspruit af of van Potchefstroom af byvoorbeeld. Hierheen, die kinders van die Kaap vlieg meestal, maar kan ook ry. Of hulle ry natuurlik van hier af terug Nelspruit toe en terug Potchefstroom toe. Nou, ek moet eerlik wees, dit het al 'n paar keer met my gebeur, dat ek weet hulle ry die Vrydag of hulle ry die Donderdag of die Saterdag of wat ook al. En ek het my voorgeneem om vir hulle te bid vir die reis, te bid dat die Here hulle sal bewaar, dat hulle veilig sal wees, dat hulle voorspoedig sal wees. En dan het dit so 'n bietjie by my verbygegaan of ek het daarvan vergeet. Of ek het nie onthou hulle ry 3 uur nie en ek het eers 5 uur daaraan gedink. En dan tref dit my 1 of 2 of 3 ure later, wanneer hulle amper hier is, of al hier is, of al amper tuis is. En dan vraag ek myself die vraag af, maar maak dit sin dat ek dan nou nog daarvoor bid? Nou, naas reis is daar ander situasies, dinge waarvoor ons bid. Ek noem enkele praktiese voorbeelde, jy kan jou eie voorbeelde hier insit. Ek dink aan iets soos 'n kind of 'n geliefde wat gaan vir 'n werksonderhoud. Ek dink aan 'n eksamen. Ek dink aan 'n belangrike vergadering. Ek dink aan 'n belangrike besluit wat geneem moet word. Kan ek vir hierdie dinge bid nadat dit reeds gebeur het? Ja, ek is absoluut oortuig dat ons ook post-dated gebede kan bid. En dat daardie gebede nie beïnvloed word of gebind is aan die spesifieke tyd of tydsverloop nie. Waarom sê ek so? Want God ken ons harte en hy ken ons gedagtes. God ken my gesindheid van gebed. God ken my gesindheid van afhanklikheid. En tyd is 'n aardse en 'n menslike ding, deel van hierdie dimensie. Dis nie 'n bepalende faktor vir God nie, en dis nie 'n bepalende faktor vir gebed nie. Nou ek kan my op hierdie punt indink dat jy dalk die kritiese vraag sou wou vra. Nou waar staan dit in die Bybel? Ek wil my argument berus op 2 gronde. Die eerste is nie 'n spesifieke teks nie, maar die boodskap van die hele Bybel, dat God verhewe is bo tyd en plek. Ons al voorheen by die plek stilgestaan, nou soos by die tyd. Dat God verhewe is bo tyd en plek. Ek wil dit verder beklemtoon, dat God verhewe is bo alle menslike en aardse beperkinge. Vir God bestaan daar nie iets soos beperkinge nie. So dis die eerste argument waarop ek my argument berus oor post-dated gebede. Die tweede is op 'n enkele teksvers. En ek weet dis riskant om 'n enkele teksvers te lees, en daarom sal ek aanbeveel dat jy die hele Psalm 139 weer opnuut gaan lees. 'n Pragtige en uiters belangrike psalm. Maar ek gaan volstaan by vers 4. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. Ek wil afsluit. Gebed is om te praat met God, maar uit jou hart uit. Vergeet van tyd, vergeet van plek, vergeet van afstand, vergeet van geheime formules wat gebed meer effektief moet maak. Bid en bid predated
en post-dated gebede op 'n daaglikse basis. Amen. Ek gee hier in die gemeente, maar ook daar by die huis vir julle geleentheid vir 'n paar oomblikke van stil gebed. Geliefdes, kom ons dink saam na oor die nagmaal en kom ons gebruik die nagmaal saam. Die nagmaal herinner ons altyd aan Jesus se soenoffer aan die kruis. Ek sal altyd verwys na die Hebreërskrywer, wat volgens my op 'n baie kunstige manier beskryf en verwys en vir Jesus teken as, nommer 1, die hoëpriester wat die offer bring. Maar hy teken ook vir Jesus as die lam wat geoffer is, met die byvoeging dat Jesus anders as die aardse offers 'n eenmalige offer is, en dat hy betaal met sy eie bloed en nie met die bloed van diere nie. Nou, tydens die nadenke oor nagmaal, is dit nodig om onsself weer af te vra, waarom was dit nodig dat Jesus geoffer moes word, dat Jesus gekruisig moes word? Natuurlik as gevolg van ons sonde. Natuurlik as gevolg van ons wanverhouding met God. Natuurlik as gevolg van ons wanverhoudinge met ons medemens. Daarom is daar veral 3 dinge wat nodig is om die nagmaal sinvol en betekenisvol te gebruik. Die eerste is 'n besef en 'n erkenning van ons sonde en 'n uitdrukking van daardie besef in 'n skuldbelydenis. Maar 'n mens mag nooit by die skuldbelydenis en die besef van sonde vashak nie. Daarom is daar in die tweede plek dit nodig om 'n vryspraak te hoor. Weer die boodskap te hoor dat Jesus ons wel met God versoen het. Dat hy in sy kruisiging die volle prys betaal het vir ons versoening. En die derde deel is baie belangrik, en dit is dan op grond van hierdie besef van ons sonde en ons verlossing, 'n voorneme van 'n dankbaarheidslewe, om anders te leef, meer gehoorsaam te leef, meer binne sy wil te leef, op grond van sy genade en ons verlossing. Ek wil ook hier in die aanlyn diens 'n kort geleentheid gee vir stilte en nadenke oor ons behoefte aan verlossing en ons sonde. Kom ons word vir 'n oomblik stil en ons dink eerlik daaroor na. Nou op die aanlyn diens het ons nog nie die musiek en die sang by nie, maar in die gemeente gaan ons op hierdie punt 'n skuldbelydenis sing uit die liedboeklied 239, Jesus rots vir my geslaan. Ek gaan die woorde vir jou lees, luister sommer net daarna. Jesus, rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan. U was self van God verlaat, laat u lyding sonder maat my tot heil wees en tot krag, teen die sonde skuld en mag. En ek self, wat kan ek doen om my sonde te versoen? Sou my hart met ywer gloei, sou my trane ewig vloei, nog gebede, nog geween, kan my red, Heer, u alleen. Leeg, net met my sondelas, hou ek u verdienste vas. Ek kom om vergewing vra,
U het ook my skuld gedra. U geslaan tot heilsfontein. Was my heiland, maak my rein. Na die skuldbelydenis is dit nodig dat ons weer die versekering hoor dat Jesus alles gedoen het om ons te verlos. Ek lees hierdie keer die vryspraak uit Kolossense 2 vers 13 en 14. Julle was dood, deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. En dan die derde aspek is, dat ons in die woord leer dat wanneer mens besef dat jy verlos is uit genade, en jy niks kan doen om gered te word nie, jy anders kan lewe omdat jy gered is. En daarom die voorneme, dat ons Here meer wil leef binne u wil, meer wil leef binne die gehoorsaamheid van u voorskrifte. Seën en lei ons asseblief daarin. Kom ons doen 'n kort gebed voordat ons die nagmaal gebruik. Here, seën ons asseblief nou oor die gebruik van hierdie twee eenvoudige tekens, die wyn en die brood, as herinnering daaraan, dat u self gesê het, dit is my liggaam en dit is my bloed. Dit is vir julle. Gebruik dit elke keer tot die herdenking van my dood en met die verwagting van die nuwe lewe. Seën ons in die gebruik van hierdie tekens asseblief. Amen. Geliefdes, die brood wat ons breek, dit is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem dit, eet daarvan. Dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van ons sondes. Geliefdes, die beker van danksegging. Dit is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem dit, drink daarvan. Dink daaraan en glo dat sy bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van ons sondes. En dan gaan ons hier in die gemeente sing uit die 245 uit die liedboek, Ek wat vergifnis Heer ontvang het. Ek lees die woorde. Ek wat vergifnis Heer ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het u guns my aangebied. En dan die refrein, ek loof en prys u derentyd, tweemaal, ek roem u groot barmhartigheid, tweemaal. Die tweede strofe, ek was verlore in my sonde en van die goeie weg vervreem. Tog doen die Heer aan my die wonder om my as kind terug te neem. Weer die refrein. O God, wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in u beskerming. By u sal ek vir altyd bly. Here, ons bid dat u ons elkeen sal lei deur u Gees in die uitlewing van ons dankbaarheid. Ons bid dit in afhanklikheid van u. Hoor ons asseblief. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die wonderlike seën en teenwoordigheid van God die Heilige Gees bly by jou. Amen.